Jesus nou vanmôre, mense, jy moet nou 'n ordentlike musiektekkie aan hê as jy na hierdie onderhoud wil luister, want Maestro is by ons in die ateljee. Hoe gaan dit? Ag, fantasties hierso. It's great. Ek's bly om hier te wees. Dis heerlik om hier te hoor. Hierso ons begin praat oor die musiek. Jy het so 'n bietjie van 'n ons noem dit 'n sound check in die tegniese wêreld voor die tyd in die advertensiebreek het ons 'n bietjie net geluister hoe wat gaan die musiek werk en so. En ek het ongelukkig nou 'n danserigheid aan my. Maar jy doen dit in Afrikaans. Dansmusiek in Afrikaans. Ja, nee, dit is ek dink Afrikaans self is so awesome en daar's soveel rigtings en idees, maar vir my is dans, dis daai ekstra sousie, soos julle nou hier sous met die chocolate sous. Dis vir my die chocolate sous op die koek. Dit gee net daai ekstra oomf. Dis hier, maar hoekom in Afrikaans? Onthou hierdie is uit dansmusiek. Daar by die huis dis nie lang arm nie. Hierdie is Woensdag. Nee, nou hoekom dansmusiek in Afrikaans, nie in Engels nie? Sjoe, ek was oorspronklik in die internasionale mark het ek gestoot om daai dansklank te probeer my naam uit te kry, maar dit is so 'n boksie wêreld en alles moet op 'n sekere manier klink en Afrikaans is net dis so lekker om te skryf en om aan idees te dink, dog kom ek vat my liefde vir Afrikaans en my liefde vir dans, doef musiek maak en kom ons maak dit een. En daar's soveel kunstenaars wat dit reeds so goed doen en hulle was so inspirational tot dog ek, okay nee, dis my shot, ek gaan dit ook nou doen. Kyk, daar's 'n tune wat nogal catchy is wat jy maak. Search hom, Maestro se liedjie PTA to CPT. Vertel ons 'n bietjie van PTA to CPT. Ja, PTA to CPT is my follow-up song vir my heel eerste proper dans Afrikaans song. Dit was bietjie techno was die eerste een. En hierdie ene het eintlik net so uit die dak uitgeval met die idee. Ek het gesit en bietjie rondgespeel en toe pop die woorde PTA in my kop en tog ek PTA to CPT. Jy weet jy wil dans op die. En toe ek daai nou geskryf het, dog ek, okay, maar hoe kan mens dit inkorporeer? En toe skryf ek nou oor al die hoofdorpe waar mense gaan kuier. Weet Potch, die studentedorp, almal like van 'n Potch kuier of Stellenbosch, almal gaan drink 'n wyntjie en 'n afterparty of Boksburg waar die boets lekker kuier daar. So toe skryf ek hierdie gesamentlike idee van ons kuier van Pretoria tot Kaapstad en is oral net lekker. Ja. Hierdie gaan 'n killer tune. Dit gaan al die ander Afrikaanse musiek plat trek, jy weet dit. Ag, dankie. Jy het dit gesê, nie ek nie. Nee, is al wat ek sê. Plat trek en met hulle maak wat hy wil. Kom ons praat 'n bietjie oor die feit dat jy 'n selfdoen kunstenaar is. Ons praat oor die feit dat jy die hele kreatiewe proses self bestuur. Vertel ons bietjie meer van dit. Ja, ek is baie erg om van die begin tot die einde betrokke te wees en ek produce nou al vir 8 tot 9 jaar en DJ ook self. En ek hou van die production van die musiek, ek hou van die skryf daarvan, die recording daarvan en my passie is regtig om musiek te maak en dit uit te sit vir die wêreld. En die self doen is 'n punt waar ek die lyn trek, daar kom 'n punt en dis waar ek dit aan my klein spannetjie oor aangee wat die mixing en master doen en dan die sound, die visual aspekte vir my handle. So, maar daai ek love dit om soveel as moontlik te kan doen. Dit is ongelooflik. Hoor jy die Afrikaanse dansmark? Ja. Dit is nou maar 'n mandjie dans besigheid meeste van die tyd. Nie dat daar iets fout is daarmee nie. Ek like 'n bietjie van 'n sokkie. Maar hoe is die Afrikaanse dansmark besig om te verander? Verander dit wel? Wat maak jou opwindend van die Afrikaans? Ek dink verseker dit is besig om in 'n ander rigting in te gaan. Kyk, ons almal like 'n stukkie sokkie. Ek meen, dis die meeste van ons girls optel. ek hoef daarom nie 'n girl te tel nie. Ek is verloof, maar sy was nou hier op die skerm gewees. Maar ek hou van die idee dat Afrikaans is nie net gekonnekteer aan sokkie nie. Dit is nie net 'n enkele genre taal wat dit as dit by dit kom nie. Ja. En die dans gee so 'n bietjie van 'n exciting jong gevoel daaraan en mense is ook net so jonk soos die musiek wat jy luister. So as jy wil jonk voel, sit dit doef aan en dan skud jy asof dit nie saak maak nie. Absoluut. Nou praat my oor Bokbevange. Dit het jou loopbaan so 'n bietjie aangewakker en aangejaag. Ja, Bokbevange was vir my die transition tydperk in my wêreld gewees toe ek gegaan het van die internasionale push om reg myself daar uit te kry en Bokbevange was eintlik 'n joke geweest. So ek het by die huis gesit. Ek dink was so 'n paar weke voor die finale wedstryd wat die Bokke gespeel het en ek dink kom ek maak net 'n tune vir die Bokke. Kom ons kyk en ek speel toe rond en die woorde 'n Bokbevange kom op. Ons ken ook 'n ander weergawe Ja, maar dog kom ek maak hierdie dat almal kan hierdie luister en dit waardeer. En toe ek dit uitsit en toe oornag eweslik toe skyrocket my views en my follows
En toe sê my label vir my, hoorie, is hierdie song klaar kan as dit môre release. En ek sê, hoorie, ek het een verse geskryf en dit was dit. Toe moes ek in een aand dit geproduce het, geskryf het, record het, gemix het en toe kon ek daarom iemand gou vinnig kom vir my te master en toe's daai ouetjie in die wêreld en toe ek daai ouetjie uitsit, toe sê ek sold op die Afrikaans dans. Dis my liefde gebore. Maar jy sê nogals gereeld jy voel musiek moet vir almal kan wees. Dit hoef nie noodwendig kras te wees nie. Ja. Jy kan lirieke maak wat enigiemand kan luister die hele gesin. Ja, ek speel verskriklik baie by skole en waar daar baie jong mense is en dit is so lekker om musiek te kan speel wat mense nie voel ek mag nie hierdie of mag hierdie nie. So om almal te kan include in die boksie van musiek wat ek na die tafel toe bring is vir my fantasties want ek het soveel mense wat vir my video's gestuur het dan speel dit by Buffelspoort of by Hartenbos en dis net awesome van die jonk tot oud dat almal dit saam kan geniet. En jy is ook betrokke by Godly Revolution. Vertel ons daarvan. Yes, so Godly Revolution is 'n groot passie van my en ek voel die Here bless mense met sulke talente, maar mense moet op 'n manier ook kan teruggee. Mense kan nie suinig wees in hierdie wêreld nie. So Godly Revolution is 'n blend van my doef danskant met die Christelike aspek waar ek Christelike songs mix saam met die sekulêre musiek en ek wil dit toeganklik maak vir tieners. Ek weet baie jonger mense is nie noodwendig geïnteresseerd om in die kerk te staan met net 'n gitaar en 'n drum. Ons was wel 'n bietjie iets anders doen. Ja. En toe hulle my genader het vir die eerste keer het ek gedink ek weet nie lekker hoe gaan hierdie mix werk nie. En toe ek die eerste show speel toe ek play druk, toe sien ek net kinders wat party en mal gaan op 'n ander manier. En toe is dit nou hierdie hele journey wat ek saam Godly Revolution loop en ek speel weer vir die 3de jaar, 4de jaar daarso. So dit is 'n absolute passion vir my om betrokke te kan wees daarso. Nou hoop ek ook jy kan vinnig dink van Peer sien ek hier 'n paar kaarte langsom. Is jy gereed hiervoor? Ons gaan kyk, ek en my verloofde is verskriklik kompeterend, so as dit by 30 seconds kom, haal ons of mekaar, dis hoekom ons nooit in die teenoorgestelde spanne is nie. Jy moet dis kan dit Ja, ek het vroeg geleer. 'n verhouding kan seer kry met Ja, dis erger as Monopoly partykeer. Ja, wel, julle albei die huis moet saam speel, net dis eintlik minder as 30 sekondes, niks druk op jou nie, maar hier gaan ons. En right. Nie 'n tannie nie, maar 'n oom. Jou huister. 'n Ding wat jy so hier sit as jy onder die water swem. 'n Snorkel. Dankie. Hierdie is 'n gereedskapstuk, dis nie 'n spanner of 'n skroewedraaier nie, jy kan 'n draad met hom sny. Stang. Dankie. Dan as jy kyk hoe iets is, dis nie kort Ver, nie. naby. Doen is nie kort nie, dis Lank. dankie. En dan is daar dit waar was 'n kanaal op TV wat animasie gedoen het, 'n Engelse titel van die kanaal. Dis soos 'n netwerk. Nickelodeon. Die Something Network. Cartoon Network. Cartoon. Daar sê baie Ja, dankie. okay. Kyk maar, kyk jy so cool. Come collected hierso deur hierdie 30 Ons het seconds. hierdie al te veel gespeel. Dis- Jy moet een of ander tyd gemaklik raak daarmee. Ja, mens moet op 'n stadium. Baie dankie jy draai kom maak dit by ons. Ag, dankie dat ek hier kon wees. Julle is fantasties en ja, dit was great. En PT uit to CPT is my nuwe tune. My nuwe tune. Skit lekker so op 'n Vrydagoggend. PT uit to CPT. Hoor hierso, julle lag, nee, maar julle moet sit net daar waar julle is. Hier kom 'n PT uit to CPT besigheid. Hier's ligte, hier's alles Jennifer. Ons het ook glow sticks gekry. Ja. sien jy dit? So ons elke keer net 'n glow stick. Ons gaan hulle opsit. Ek wil jou sien dans. Soek jou moves. Okay. Soek jou moves. Net hierna, dan gaan ons dit doen. Maar ja, eerste. Maak 'n verskil met P&A Funky Socks dag op 12 September. Een paar sokkies, een plakker, 4 liefdadigheidsorganisasies. Dis Breadline Africa, Choc, Rally to Read en Matla Abana. Kry jou P&A Funky Socks plakker wel, nie vandag nie. Vanaf die 18de April eers. 18 April in P&A winkel slegs teen R10 of $10 Namibiese dollar. Brei waar jy is, trek jou dansstekkies aan. Ons is nou terug.